Goeiemôre. Net 'n paar dingetjies wat ek graag wil noem. Die een wat elke Sondag gevra word, die selfone. Dat u julle asseblief maar op silent sal sit. Dan ook net om te noem, die diens word opgeneem en is beskikbaar. Die kerse wat hier aan my linkerkant is, u is welkom om 'n kers aan te steek as u so voel vir iemand. En dan voor in die voorportaal is daar gewoonlik so 'n paar potjies blomme wat u welkom is om dit te neem as u dit vir iemand graag wil gee. Ek sien daar staan so 'n paar van hulle. En dan Herberg aan See. Ons sê ook vir hulle baie welkom en ons vertrou hulle gaan net so lekker saam met ons sing vanoggend. Goed, ons eerste lied is lied 184 en ons sing daar verse 1 tot en met 4. Lofsing die Here. Oh
Ons volgende lied is lied 200, vers 1 en 2. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Vervolgens lied 212, ons sing verse 1 tot 3, loof die Heer, hy is goed. Dan lied 275, ons sing die eerste en die derde vers, O God van Jakob.
Ons sing lied 329, hy het net die een versie, maar ons sing dit 2 maal. Ons volgende lied is lied 334. Ons sing verse 1 tot 3. God is liefde, juig ons harte. Net ook aan u wat 'n bietjie later ingekom het, sê baie welkom. Ons laaste lied wat ons gaan sing is lied 532. Ons sing ook daar 3 verse en ons Vader neem ons hande en ons sluit daarmee af.
baie dankie vir die heerlike saamsing. Ons prediker vanmôre is Dr. Liesel Joubert. Dankie, goeiemôre. Baie welkom aan elkeen van julle in die erediens. Ons gaan begin met die afkondigings. En dan sal ons nou 'n toetredingslied doen. Ek moet myself nou net eers hier ontwortel. Dis vanoggend die biddag vir beskermingsdienste. Nou ek weet die meeste van hulle gaan saal toe. Maar is daar miskien iemand van die beskermingsdienste hier in die kerk ook vanoggend? Okay, nie, want nou moet ek wil hulle nooi vir tee, maar dan is dit nou nie nodig nie. Okay, so dit is vandag ook die synodale biddag vir beskermingsdienste en ons sal ook in die erediens net iewers ook net vir hulle voorbeding doen. So, ons dink aan almal wat gehospitaliseer of siek is. Ek sien die name van Bessie Esterhuizen van Gansbaai, van Suster Linda Meyer. En dan gaan ons medelee aan Frans van der Merwe se familie van Parlemoenbaai wat in die tyd oorlede is, sowel as een van ons vorige ouderlinge, oom Bertie van Self van Kleinbaai, wie se dogter oorlede is. Ons bid dat die Here vir hulle ook in die moeilike tyd sal dra en dat ons ook aan hulle sal dink. En ek is altyd bewus daarvan dat daar's altyd meer mense as wat se name hier op die lys is, miskien mense in jou straat of mense wat jou op verskillende ander maniere ken. En dit is wat die gemeenskap van gelowiges doen. Ons word uitgenooi om na mekaar te kyk in die tyd. Dan is dit weer tyd vir die Kersmark. Ek kan nie glo nie, die tyd vlieg. So daar word gevra vir vrywillige diensbeurte, pakkers, toesighouers. Asseblief dat julle net julle name by die kerkkantoor sal gaan opsit. Vanaand is die jeug se kerksangdiens, dis altyd baie pret. As julle julle kleinkinders mis, kom maar. Dis 'n bietjie goeie chaos, so ons is almal welkom om dit ook by te woon. En dan sien ek die nuut verkose kerkraad. Daar's 'n paar name van 'n paar ouderlinge en 'n paar diakens wat ons net aan julle voorhou voordat hulle bevestig word. En dan, miskien kan ek kyk na die volgende skryf hier, hoe lidmaatskap ontvang, baie welkom aan die mense wie se name daarop is. Ons gemeente groei by die dag. En dan dink ek wat ek nog hier het, is die naaldwerktafel. So as jy jou kaste leegmaak, wat almal maar iewers moet doen, en dan jy het materiaal of wol of stopsels of gaar of enige sulke vertollige ding, kan jy vir Marina van Dijk kontak. En dan herinner ek net, daar is volgende week, of in die week, die 22ste, is die skaapkop ete. As jy nog die kaartjies het vir die geleentheid nie. En ek sien daar is 'n musiekgeleentheid, wil jy dans, die 20ste November. So daar is te kies en te keer vir die week wat kom. Ja, ek dink dis dit. So nou gaan ons oor, ek moet gou die sjokolades uitdeel, so ek sal dit self doen vanoggend. Ek dink daar is iemand daarbo, dankie. So enige iemand wat in die week verjaar het, dis baie welkom om julle hande op te steek en dan kry julle sjokolade. Is dit 'n droë week? Daar's een, cool. Nee, jy kan nie dit uitwis nie. Enige iemand wat huweliksherdenkings gehad het, 'n lekker somertroue? Wat onthou, julle het 'n huweliksherdenking? Nobody. 'n Doopdatum? Ja, is dit droog weer? Kon net, is almal daarbo gesond? Okay, dankie. Ek wil net vanoggend vir ons 'n paar kersse aansteek. 'n Kers is 'n herinnering van God se teenwoordigheid, God wat lig is. Maar dit is ook 'n handeling wat ons uitvoer waar ons ook mense wat naby aan ons hart is of waar ons dink opdra aan die Here. En ek dink ons kan begin deur vandag te dink aan die beskermingsdienste
in al sy formate wat ook die afgelope tyd in Gansbaai baie doenig was. As mense wat elke dag moet opstaan, wat moet werk toe gaan, wat baie uitdagings het, baie stres, ons vra dat ons ook aan hulle dink. Maar ons nader ook die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders. Daar word 15 vroue 'n dag in Suid-Afrika vermoor, 3 kinders ten minste doodgemaak. Ons praat nie van die wat net aangeraan en gewelddadig beseer word nie. So ook in die tyd van Advent, wat 'n tyd is van geboorte en kind, vra ons dat ons ook net bid vir herstel, bid vir genesing, bid dat die Here sal ingryp. Ons steek ook net soos altyd ons Christuskers aan. Julle is ook baie welkom om na die afloop van die diens ook 'n kers te kom aansteek. Kom ons staan en dan sing ons toetree lied, die 2 en 4, Here, ons sal U loof. Ons word stil in die Here se teenwoordigheid. Laat die see en alles daarin dit uitbasyn. Die aarde en die wat daarop woon, laat die riviere hande klap en saam met die berge jubel voor die Here, want hy kom om die wêreld te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in billikheid. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat vir ons elkeen 'n liefde aan mekaar geweef het. Van Jesus Christus, wat mens geword het, sy tent onder ons kom opslaan het. En van die Heilige Gees, wat ons klipharte uithaal en vir ons harte vol deernis gee. Amen. Kom ons staan vir ons lofsang. Ons gaan saam sing lied 207. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 5.
kerkjaar is ons nou in die tweede laaste week van die liturgiese jaar, voordat ons weer begin met Advent, oor 2 weke se tyd, en ons gaan ook in die erediens vanoggend by die tekste stil staan vir die tyd van die kerkjaar. En vir my is die uitnodiging altyd dat ons tyd kry deur die jaar om ten diepste te vier en te reflekteer van wie is hierdie God wat met ons is. Wie is hierdie God wat na ons toe gekom het, om te onthou dat ons is, omdat God is. En hoe beïnvloed dit, hoe laat dit my leef, hoe laat dit my dink, hoe laat dit my hoop, hoe laat dit my doen. En dat al die elemente van Jesus se geboorte tot Jesus se koms, want Advent beteken koms, ons is nou eintlik in daai tyd van die jaar, wat ons nadink oor die tweede koms en die eerste koms, alles met mekaar te maak het. Dat dit dieselfde God is wat tussen ons gebore was as 'n baba, is dieselfde God wat in die volëinding alles kom voltooi. En dat God ook nou na ons toe kom ook in sy wet. En ek wil vir ons saam lees uit 1 Johannes 4 en dan gaan ek 'n gedeelte lees uit Matteus 7 en dan ook vir ons geleentheid gee om vanoggend, soos ons hier gekom het, waar ons vrymoedigheid het, waar ons kan rus in God se teenwoordigheid, om ook ons skuld voor hom te bely. Ons vroeg baie keer oor God se wil. Ek het 'n vriend wat altyd sê, we talk about God's will in capital letters. Miskien omdat die eenvoud daarvan ons nogal uitdaag. Want al wat God wil, is liefde. In die laaste instansie is dit wat God is, en dit is wat God wil, is liefde. En ons lees in 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. En baie keer is die woord liefde, ek dink, vir ons mooi Engels, confusing word, want ek dink dit laat ons dink aan iets wat warm en fluffy is, dat ek 'n warm gevoel moet hê vir almal. Maar ons vergeet dat liefde is ook 'n krag, en liefde is ook in 'n sekere sin 'n keuse. En daarom help hierdie een vers in Matteus my ook. Matteus 7 vers 12, dis eintlik 'n baie praktiese verstaan van liefde. Alles wat jy wil hê, alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle. Want dit is die kern van die wet en die profete. Dit beteken my optrede is nie altyd vanuit 'n gevoel noodwendig nie, want baie keer voel ek niks, baie keer sukkel ek met deernis, maar baie keer kan ek rasioneel vir myself dit uitklaar, maar wat sou ek wou gehad het? Iemand moet in hierdie omstandighede aan my doen. So kom ons sit net so en dan sing ons saam lied 235 vers 1. Yeah.
geheim van God se liefde is dat God deur sy Heilige Gees met ons doenig is om dit te word wat hy is. En daarom wil ek 'n ander tipe geloofsbelijdenis vanoggend lees, net een vers uit Eksodus 34 uit vers 6. Want hierdie is nie woorde wat ons bely oor wie God is nie. Dis woorde wat God bely oor wie hy is. En dis ook wat hy vir ons vanoggend is, net nadat ons ook ons liefdeloosheid bely het. Dis waar die Here verby Moses beweeg. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep: Die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Mag ons daagliks wakker word in die wete van hierdie barmhartigheid, genade, geduld, oorvloedigheid. Mag ons daarin gaan slaap en mag ons tot God se Gees bid om dit al hoe meer ook in ons eie lewe sigbaar te maak. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons is in hierdie ruimte vanoggend omdat U op 'n vreemde manier vir ons hierheen genooi het, omdat U die een is wat 'n verlange in ons hart plaas om by mekaar te kan kom met medegelowiges, omdat U die een is wat 'n verlange in ons hart plaas om na U woord te luister, omdat U ons wil herinner dat ons nie alleen gelowiges is nie, maar saam met ander op pad is, omdat U vir ons gedurig uitnooi om ons eie lewensverhaal, ons eie stories, ons eie opstaan en ons eie gaan slaap te verstaan binne die lig van die groter storie van U wat ons geskep het, U wat na ons toe gekom het, U wat die dood oorwin het, U wat ons vrygespreek het, U wat alles gaan voltooi. Daar ons vra ons Here dat U deur die Gees op by ons vanoggend teenwoordig sal wees, daar waar ons uit U woord uit lees en na U woord luister. Amen. Soos ek reeds gesê het, dis vandag die tweede laaste Sondag van Advent. Dis die tyd wat ons tradisioneel stil staan by die sogenaamde laaste dinge, of waar ons baie keer wonder wat bedoel ons nou eintlik as ons sê die dag sal kom. En ek weet dis 'n onderwerp wat tot baie verwarring lei en baie vreemde idees. En ons glo, julle almal is daarvan bewus dat ons iets van dit weer ervaar het hierdie jaar in die media, van die verwagting dat Christus se koms op hande is. En ek sê dit altyd, ek het dit al gesê, dat dit sou ons seker baie gehelp het as die Bybel 'n ensiklopedie was, né? So as die Bybel 'n ensiklopedie was, dan het ek gegaan na wie vir wederkoms, né? Dan was daar so lekker opsommingkie, en dan het ek presies geweet wat dit beteken, wat ek moet verwag, hoe ek dit moet verstaan, maar ongelukkig is die Bybel nie 'n ensiklopedie nie, die Bybel is 'n biblioteek. So daar is 66 boeke. En een van hulle spreek een ding aan nie. Elkeen is besig om sin te maak van sy tyd in die lig van God se openbaring, om 'n storie te skryf, om singewend oor God te praat in 'n spesifieke konteks. En omdat ons nie alles in 'n onderskrif het met wie nie, beteken dit ons as kerk word uitgenooi om gedurig saam te bid, saam te lees, saam te wonder, saam God se aangesig te soek, saam te onderskei oor wie is God, hoe moet ons leef, wat moet ons verwag. Dis 'n voortdurende proses. Die kerk is nie die plek waar ons al die antwoorde klaar vas het en ons moet dit nou maar net aangee van generasie tot generasie nie. Kerk is 'n dinamiese plek waar ons as gelowiges in elke tyd worstel met wat beteken die openbaring van die drie-enige God in ons lewe vandag, hier en nou. So wat ek vanoggend gaan doen is, ek gaan vanoggend vir ons verwys na al 4 die leesroostertekste vir hierdie spesifieke tweede laaste Sondag van Koninkrykstyd,
Want die 4 tekste is op 'n auditiewe manier gekies, so dit almal iets te maak met die idee van een dag, daar kom 'n dag. En ek wil hê ons moet na al 4 kyk, want hulle gee nie die finale antwoord nie. Hulle gee vir ons elkeen so perspektief op iets, gee vir ons 'n bietjie buitelyne. Herinner vir ons dat ons nog hiermee besig is, maar ten diepste herinner dit vir ons wie God is, want dit is baie keer maar waar ons verkeerd begin praat oor geloofsgoed. As ons nie praat van wie uit God is nie. As ons nie by God begin nie, wie is God? Ek kan nie oor iets praat, die laaste dae of die lewe, as ek nie eers elke keer terugkom, maar wie is die God wat homself aan my geopenbaar het nie. Want ons praat baie keer verkeerd oor God ook. Soos Karl Barth gesê het, ons dink baie keer, God is net 'n mens in hoofletters. Hy's net so 'n bietjie meer. Hy's soos ons, hy's net so 'n bietjie meer in hoofletters. En dan word God baie vinnig, net soos ek en jy. So die tekste wat ek gaan lees, die van julle wat dit wil opsoek, ek gaan lees uit Lukas 21, ek gaan 'n stukkie lees uit Maleagi 4, Psalm 98 was my fotum, as julle mooi geluister het, en dan 2 Tessalonisense 3 gaan ek net 1 vers lees. So as julle iets wil opsoek, dink ek Lukas 21 en Maleagi 4 sal van waarde wees. Ek gaan begin met Lukas 21. As ek dit kan vind. Ons lees vanaf vers 5 tot 19. Net in die verse voor dit was die verse waar die weduwee haar laaste bietjie geldjies in die tempelskat gegooi het. Terwyl sommige praat oor die tempelterrein, oor die mooi stene en die gewyde geskenke waarmee dit versier is, het Jesus gesê, dit wat julle hier sien, daar sal daar kom, wanneer nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Hulle het hom toe gevra, meester, wanneer sal hierdie dinge dan gebeur en wat is die teken wat sal aandui wanneer dit gebeur? Hy het geantwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek, of die tyd is op hande. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie vreesbevange raak nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, maar dit is nie onmiddellik die einde nie. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen 'n ander optrek en een koninkryk teen 'n ander koninkryk. Daar sal ewige aardbewings wees en op een plek na die ander sal daar hongersnood en epidemies uitbreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevange neem en julle vervolg. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep, ter wille van my naam. Dit sal vir julle geleentheid wees om te getuig. Neem julle dan voor om nie vooraf na te dink oor julle verdediging nie, want ek sal julle die woorde en wysheid gee wat nie een van julle teenstanders sal kan bestaan of weerlê nie. Julle sal selfs deur julle ouers, broers, familie en vriende uitgelewer word en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Red julle lewens deur te volhard. Hierdie tipe tekste, besef ek, laat altyd 'n ongemak by 'n mens as mens dit lees. Maar as ek die evangelies wil verstaan, al die evangelies, dan moet ek onthou, daar's 2 gehore wat hier te sprake is. Die eerste gehoor, die eerste groep wat hierdie woorde van Jesus gehoor het, was sy disippels, was die mense wat hom gevolg het, wat heel moontlik in Jerusalem was, wat moontlik die tempel voor hulle gesien het, was die mense wat op aarde was terwyl Jesus daar was. Dit is sy eerste gehoor met wie hy gepraat het. Die tweede gehoor, aan wie die evangelie geskryf is die gehoor wat Lukas in gedagte gehad het, toe hy die evangelie van Jesus Christus neergeskryf het. Opgesoek het, histories dit neergeskryf het vir 'n groep.
En dit was tussen 70 en 80 na Christus. So Jesus is al 40, 50 jaar dood. Hierdie groep gelowiges was meestal nie Jode, persone wat tot bekering gekom het, wat al klein gemeentes gevorm het. En in daai tyd, toe Lukas die evangelie vir hulle geskryf het, met Jesus se woorde, was hierdie spesifieke tempel al vernietig. Want hierdie tempel, waarvan Jesus nou praat, is in 70 na Christus vernietig deur die Romeine, toe die Jode in opstand gekom het teen Romeinse beheer. En dit was 'n ongelooflike eksistensiële krisis, want die tempel was groot, die tempel was magnifiek. Die Herodes die Grote het dit laat hy bou, want hy wou al die glorie en eer daar uitkry. Hy het die beste mense gekry om die binnekant uit te werk, die ambagsmanne. Dit was so groot dat hulle gesê het in die voorhowe kon tot 400.000 mense bymekaar kom. So dit was 'n geweldige tempel. So die mense wat in Jesus se tyd geleef het terwyl Jesus gepraat het, sou nie kan indink dat die plek vernietig kan word nie. Dis dan so groot, dis so impressive. Hoe nou? Maar die gehoor wat Lukas voorskryf, was 'n ander gehoor. Hulle weet die tempel is vernietig. En wat gebeur het hier na 70 na die eerste groep Christene was Jode wat Christene geword het, was nog welkom in die sinagoges, hulle was nog welkom in hulle families. Hulle het vir Jesus gevolg, maar hulle het nog steeds sinagoges toe gegaan, maar hier na die val van die tempel het daar 'n redelike breek ook gekom en die Christene is uitgeskop uit die sinagoges uit. Hulle is geban uit die sinagoges uit. So die Christene kon nie meer na daai tuiste toe terugkom nie, die Christene uit Joodse families nie. En dit het beteken dat hierdie families, hierdie Joodse families het geskeur. Daar was regtig families wat die een groep het in die sinagoge gebly en die ander groep het na die tempel toe gegaan. Na die kerk toe gegaan. Het deel geword van die Christelike geloofsgemeenskap. So dit het families geskeur. Daar was reeds vervolging wat van die Christene, ons ken almal die storie van Paulus, wat van die Christene vervolg het. So wat ons dan baie keer doen, as ons hierdie tekste lees, dan dink ons dit praat met nou, en dit is goed wat nog gaan gebeur, maar eintlik wat hier besig is om te gebeur, is om hierdie eerste eeuse kompleksiteit van die navolging van Christus en die implikasie daarvan vir mense uit te beeld, met die vernietiging, met die oorlog, met die siektes, met die skeuring van families. En wat ons hoor in Jesus se woorde as hy daar by die tempel staan, is iets wat iemand vir my so mooi verwoord het, dat permanence is fragile. Dit wat ons dink is permanent, is groot, is stewig, het kan nie val nie. Is fragile. En die twee gehore het dit beleef. Die een het gedink, dit kan nie val nie. Die tweede het beleef, dit het geval. En dan kom Jesus en God se stem word gehoor deur die woorde dat in die tekste staan daar nêrens, my volgelinge is immuun teen enige ramp nie. My volgelinge is nie immuun teen enige vorm van vervolging nie. Dit wat hier gebeur is nie 'n straf op sonde nie. Ons moet onthou al die Nuwe Testamentiese boeke is geskryf in tye van vervolging. Maar dan word daar vir hulle gesê, ek gaan by julle teenwoordig wees, al is dit destruktief. Ek gaan by julle teenwoordig wees, al word julle in tronke gegooi. En dan daai sinnetjie aan die einde, daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie, is 'n terugverwysing na daai mooi gedeelte ook in die bergrede van die swaakies, die mossies, en geen haar wat op julle kop val nie. So, ons het die spel van die tydelikheid van dinge. Dat dit wat ons dink is impressive, hou nie. Maar die troos aan die ander kant van Christus in elke tyd en in elke eeu wat steeds teenwoordig is. Ek
gaan nou net terugkom na die teks, maar ek gedink ons gaan eers vir ons Maleagi lees. Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament, so is nie so moeilik om te vind nie. Ek gaan vir ons lees vers 4, dis die tekste vir vandag, hoofstuk 4, vers 1 tot 2. Met die bekende woorde, want kyk, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond. Dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees, en die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor al die magte. Daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie, maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale, en dan sal julle uitgaan en bokspring, soos kalwers wat op stal was, en julle sal die goddeloses vertrap. Letterlik staan daar, die son van geregtigheid sal deurbreek met genesing in sy vlerke. Net soos Lukas is hier 'n ander storie. Ek wil terugkom na die idee, daar is 66 boeke in die Bybel. Elkeen het 'n storie. Elkeen is besig om iets te gebeur. Elkeen is in tye van nood. En hoe maak ek sin van God? Hoe maak ek sin van dinge in 'n tyd? Hoe maak die Jode nou sin? Hulle is terug uit Babylon uit, is terug in Jerusalem, tempel is herbou, tempel wat nou geval het, tempel is herbou, die mure is reg, is weer herbou, maar daar is 'n onreg wat net 'n gedurigheid is in die tempel. Daar word siek diere geoffer aan die Here. En daar is ontrou in huwelike. Die priester se onderrig laat mense struikel. Daar word goed gesteel. En dan is die hele Maleagi, julle kan dit gerus gaan lees, is soos 'n dialoog waar God sê, maar dis dit wat my pla, en die volk sê, ons verstaan nie eintlik wat jou probleem is nie, aan die een kant, en aan die ander kant is daar, maar wanneer kom die oordeel? So as jy Maleagi lees, kom jy agter, daar's heeltyd hierdie twee stemme van die volk se kant af. Die een sê, baie selfvoldaan, wat het ons nou eintlik verkeerd gedoen? Wat is nou die offer van 'n siek dier? Weet wat, probeer jouself justify, regverdig. Die ander stem is, kyk wat gaan nie aan in die tempel. Kyk die onreg, kyk die sonde. En hoekom oordeel God? Hoekom oordeel U die Here? Hoekom kom U nie in en U maak die dinge reg nie? Dis die twee woorde. En dan die uitspraak wat ons lees in Hoofstuk 3 is daar dan groepe wat sê, die groepe wat dink hulle doen alles reg, wat net sê, maar is dit dan enigsins die moeite werd om die Here te dien? Dan sê hulle in vers 14 van Hoofstuk 3, God sê wat hulle sê. Julle het gesê dit is heeltemal nutteloos om God te dien, en wat baat dit ons om ons verpligtinge teenoor hom na te kom en in rouklere voor die Here te loop, want ons sien verwaande mense is gelukkig, kwaaddoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit en hulle kom daarmee weg. So dis die twee goed. Aan die een kant, wat doen ons verkeerd, aan die ander kant, hierdie mense doen wat hulle wil, hulle lyk heel gelukkig, hulle daag God uit en hulle kom daarmee weg. En dan antwoord die Here met hierdie beeld van, of die profeet, met daar gaan 'n dag kom en dit gaan brand, soos 'n oond, met hierdie verduideliking aan die een kant, goed wat gaan verbrand, soos kaf, en aan die ander kant, ook 'n vuurbeeld, maar een van geregtigheid en genesing. Maar hierdie teks daag ons ook uit, want ek dink altyd as ons so 'n tipe teks lees en ons hoor die idee van daar kom 'n dag, dan weet ons presies wie die dag moet tref, nee? Ons het so 'n lysie van mense, want as die Here se dag kom, is dit die mense wat hy nou maar kan oordeel, want ons is heeltemal, ons alright. Dit is baie groter as dit. Dit is nie 'n opdeel van die wat reg is en 'n opdeel van wat is verkeerd nie. Die teks wil ons eintlik uitdaag om te dink, wat bedoel ek as ek sê daar kom 'n dag? Vir wie is dit bedoel? Van watter punt uitwerk ek? Hoe verstaan ek God?
wie dink ek is deel van my groep en wie dink ek is deel van die ander groep. Ons moet so 'n bietjie daaroor dink. Maar ek wil terugkom na wat sê hierdie uitspraak oor God self. Wat dit oor God self sê, is die een wat kom, het genesing in sy vlerke. Dis kom ek teruggekeer het na die oorspronklike vertaling. Nie strale nie, maar vlerke. Want as jy baie plekke in die Bybel lees, is God se vlerke altyd daar. Dis sy vlerke wat mense dra. Dis die moederhen wat haar vlerke om die kleintjies het. Dis die vlerke wat ons vind in die woestyn. Dis die vlerke wat beskerm, dis die vlerke wat toevou, dis die vlerke wat genees. Dis die vlerke waar kan skuil. So te midde van onreg, om te kan onthou, dit is die geregtigheid, dit is die vlerke. En daarmee wil ek aangaan na Psalm 98 en ek gaan nie veel sê nie, ek wou net hê, julle moes gehoor het, toe ek die fotum lees, dat God se oordeel word dan 'n bron van lof, prysing en dank. Waar die hele skepping saam prys en sê, ons kan nie wag dat God kom nie, want sy oordeel is billik. En sy oordeel is geregtigheid. Dis iets waarna ons verlang. Hoekom? Omdat hy die een is wat elke haar op ons kop ken. Hy die een is wat ons toevou in sy vlerke. En dat hy die een is wat ook in die voltooiing vir ons sal kom vryspreek. Ek gaan nie nou Tessalonisense self lees nie, ons het nie baie tyd nie, maar as jy 2 Tessalonisense gaan lees, die Here storie, klomp mense in die gemeente het gehoor die Here kom nou. Enige dag, so wat het hulle gedoen? Hulle het opgehou werk. Ons wag nou, moet ons nou werk. En dan is daar die een vers, want ons het gehoor, sê Paulus, ons het gehoor dat sommige van julle onorddelik optree en nie wil werk nie en oral inmeng. Ons raai sulke mense aan, ja, deur die Here Jesus Christus spoor ons hulle aan om hulle dagtaak kalm te verrig en so hulle eie brood te verdien. Maar julle broers, julle moenie moeg word om goed te doen nie. Wat Paulus die gemeente in Thessalonika oproep is om te sê, maak nie saak wat die stories is nie, maak nie saak wat die verwagtings is nie, maak nie saak of die Here môre kom nie. Julle hou aan om julle werk te doen en moet nooit ophou om goed te doen aan ander. Ek het baie keer die ervaring, ons kan so doenig raak met debatte oor God en oor etiese goed en oor die wederkoms en al sulke goed en ons kan sulke twee pole hê wat teenoor mekaar opgestel word. Ek kan so doenig raak met daai goed dat ek eintlik nie raak sien dat die ou wat langs my bly gaan dood van die honger. Of iemand het my vandag nodig om hulle iewers heen te ry nie. Of iemand soek net 'n aanraking en liefde, want ons is besig met die ander goed. So as ons net na die tekste kyk en die een gee vir ons 'n antwoord nie, nê? Een gee vir ons 'n antwoord nie, maar almal bring ons terug na God. En wat my opgeval het in al die tekste is dat almal het eintlik te maak nie met die môre nie, met die vandag. Almal het te maak met die vandag. Hoe leef ek nou? Omdat ek 'n sekere verstaan het van 'n God wat voltooi, wat sorg, wat weer kom. So wat, gaan weer die Engelse woord gebruik en ek kan glad nou nie aan iets anders dink nie. Wat impress my vandag? Wat is vandag nou volgens my groot en sterk, iets waarna ek kan rus, iets waarna ek my kan verlaat? Wat is vandag daai tempel wat altyd sal staan? Moet ek nie dit 'n bietjie herbedink nie? Waarin rus ek? In wie rus ek? Wat is werklik staande? Wat is werklik stabiel? Waaraan kan ek werklik opstaan en gaan slaap? In wie rus ek? Ek rus in dieselfde God wat
ons gaan vier gebore is as 'n kind wat vir my aan die kruis gehang het. Soos een teoloog gesê het, there's no God behind the back of Jesus Christ. Wat hy bedoel is, daar's nie 'n God wat gaan uitkom op die laaste dag met 'n ander agenda en ewe skielik gaan ons almal veroordeel word. Dis dieselfde God wat reeds vir ons lief is, reeds vir ons gesterf het, reeds ons sondes bely het, reeds die dood oorwin het. There's no God behind the back of Jesus Christ, but only this God whose face we have seen in the face of our Lord Jesus Christ. En het ons die gesig van Jesus gesien? Ons het hom gesien waar hy mense gesond maak, kinders optel, honger mense kos gee. Dit vra ook vir ons in al hierdie tekste, hoe konsekwent leef ons, of pas ons aan volgens omstandighede. So as dan nou eers weer iemand is wat sê die Here kom, dan moet ek sê, flip, wat moet ek nou doen, die Here kom, moet ek so 'n bietjie aanpas. Of leef ek in elk geval konsekwent? Elke dag vanuit dieselfde oortuigings. Nie op en af nie, maar elke dag vanuit dit wat ek aan vashou, hoe konsekwent leef ek. Vir wie leen ek my ore uit? Dat ek nie moet moed opgee nie, dis wat die tekste sê, as dit lyk of slegte dinge nooit gekeer gaan word nie. Of die wat boos is, geseën word. Moet ek moed opgee om aan te hou goed doen, as dit lyk of dit tot geen waarde is nie. Of word ek aangemoedig om altyd vas te hou aan dit en miskien myself te vra, maar is ek dan nie die persoon wat die onreg moet herstel nie? Baie keer as ons bid, Here, laat U koninkryk kom, dan voel dit vir my, ons gooi alles terug na die Here toe. As ons bid, Here, dis koud, gee vir mense komberse, maar die Here gaan dit nou nie uit die hemel uitgooi nie, ons moet seker maar self gee. So miskien as ons ontsteld raak, want verkeerde dinge hou aan, is dit nie 'n uitnodiging dat dit miskien ons is wat iets moet doen nie. Omdat ek weet wie kom, is my fokus mos dan nou. Wie moet ek dan nou lief hê? Wat 'n standhoudende omgee en liefde kan ek nou gee as kerk, as individu, te midde van die chaos hier buite. En ons moet altyd onthou, dis hoekom die 2 advents aan mekaar gekoppel is. Ons praat nooit oor iets wat gaan gebeur, wat nie reeds gebeur het nie. Die voltooiing van dinge is die voltooiing van die verlossing wat reeds gebeur het. Dit gaan ons nie kan verras nie. Want is nog steeds die goeie God. So mag ons, wanneer dinge maar die mekaar lyk, ek doseer geskiedenis, so ek sê altyd, ons het nie, ons het nie 'n monopolie op chaos nie. Dit is nie dat dit nou vandag erger is as wat dit al was nie. Ons het nie 'n monopolie op chaos nie. Dat is nog altyd so. Ek hoor baie keer mense verlang terug na die goeie ou dae. Hulle was nie daar nie. Jy dink hulle was daar, want jy probeer nou iets vergelyk wat jy dink was, met wat nou is, dit was nie daar nie. Ons het nie 'n monopolie op sleg nie. Geskiedenis leer vir ons dit. So ons moet nie terug verlang na iets wat nie was nie. Ons moet meer vra, wat skep ek vandag, wat iets van God se billikheid, geregtigheid, liefde, sy standvastigheid, sy warm vlerke laat sigbaar word, waar ons nou besluit te neem en op te. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie keer is ons oorweldig deur die lyding, die dwaasheid, die vernietiging van lewens, egos, geweld, oorlog. Asof mense net niks voel vir mekaar nie. Ons is oorweldig deur
belangrike mense wat dwaase besluite neem, enkel mense wat kan toesien dat baie mense van honger doodgaan. Here, dit voel baie keer asof ons dink dit kan ons nou nie eintlik lekker so aangaan nie. Here, dan verlang ons na 'n môre, ons verlang na 'n oordeel, ons verlang na U wat sal kom en straf en herstel. Here God, wat ons vanoggend voorbid, is dat U vir ons in ons gemoed, in die diepte van ons wese sal herinner dat U die God van geregtigheid is, dat U die lam op die troon is, dat U reeds alles wat sleg is oorwin het, dat ons aan U kan vashou, dat U ons elke dag dra, maar dat U vir ons uitnooi om in elke dag, in die daagliksheid, elke dag te kies wat is vir ons standvastig, waarin wil ons rus, hoe wil ons leef, hoe wil ons lief hê, hoe wil ons omarm, hoe wil ons mense in die vlerke toevou. Here, verhoed dat ons so oorweldig word en so wonder oor die toekoms. Dat ons die een wat vandag oor ons pad kom miskyk en die een wat ons vandag voor kon kos gee, nie raak sien nie. Mag ons rus in die wete dat in die laaste instansie liefde sterker is as haat, liefde sterker is as die dood en U alles styf toevou in U vlerke. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Here God, alles wat ons is en alles wat ons het, kom van U af. Here, ons kan nie aan onsself dink sonder om aan U te dink nie. Ons kan nie aan U dink sonder om aan onsself te dink nie. Daarom gee vir ons wysheid om ook dit wat ons vanoggend na U te bring, so te gebruik, dat dit sal wees tot uitbreiding van U liefde. Amen. Die eendag is nie 'n my ding nie, dis nie 'n ek ding nie, dis nie 'n ons ding nie. Die eendag het te maak met die hele skepping, met die kerk. Dit het nie net te maak met my nie. En daarom wil ek hê ons moet afsluit met die Taizé lied
waar ons onsself vereenselwig met almal. Almal wat saam die Here loof, almal wat saam op die Here wag, almal wat saam uit die Here uit leef, nie net ekie, hoe ek dink dit moet wees. So ons gaan dit 4 keer na mekaar sing, staande, en dan sal ek vir ons uit die seën uitspreek. Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle elkeen oplig en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen.